Vandag hoor ons waarom LD die naam Urukonde gekry het. Juffrou Sunny Kleinhans, LD se graad 1 juffrou, vertel. Ek is nou oud genoeg om te sê wat ek dink, sonder om bekommerd te wees oor wat mense gaan sê. Dit het baie jare geneem om by daardie punt te kom. LD Joubert was nie een van my onlangse leerlinge nie. Hy was die eerste. My eerste dag. My eerste klas. En hy het heel vooraan gesit. Nie omdat hy slim was nie. Hy het voorgesit omdat hy die enigste een was wat die eerste dag sy eie stoel van die huis af saamgebring het. Die skool se stoele was nog nie genoeg nie en sy ma het gesê, jy sit nie op die grond nie. Jy vergeet nie 'n kind wat met sy eie stoel skool toe kom nie. LD se ma was Babs Joubert. Sy het van Skaanskop eiland afgekom. 'n eiland in die Oranje rivier, ver noord, waar die lewe anders was as hier op Oudefontein. Nie swaarder noodwendig nie, net anders. Die soort plek waar jy vroeg leer dat die rivier nie vra of jy gereed is nie. Hy kom net. En jy leer om daarmee saam te leef, of jy leer dit nie. Sy was klein van liggaam en groot van persoonlikheid. Sy het in 'n vertrek ingestap en die vertrek het dit geweet. Nie omdat sy lawaai gemaak het nie. Inteendeel, sy was een van daai mense wat stil kan wees en jy voel nog steeds hulle teenwoordigheid. Warm, reguit. Watter skoling sy gehad het, weet ek nie. Maar sy had die soort intelligensie wat nie in boeke is nie. Sy het mense gelees, vinnig, akkuraat, en sonder om 2 keer te kyk. Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, was op die eerste skooldag, toe sy vir LD kom aflaai het. Sy het hom tot by die deur gebring, haar hand op sy skouer gesit. Nie sag nie, vas, asof hy gesê het, jy staan nou op jou eie. En toe het sy my reguit in die oë gekyk en gesê, juffrou, hy's anders, maar hy's nie verkeerd nie. Toe het sy geloop. Ek het lank in die deur gestaan en haar agterna gekyk. Ek het in al my jare as onderwyseres nooit weer 'n ma gehad wat haar kind so presies beskryf het in een sin nie. En sy was reg. Hy was anders. En hy was nie verkeerd nie. Hy was eiesinnig op 'n manier wat jou vermoei en fascineer tegelyk. Ek het eendag gesê, die lug is blou. Hy het sy hand opgesteek en gesê, juffrou, die lug het geen kleur nie. Ons sien blou omdat ons oë so gemaak is. As 'n jakkals na die lug kyk, sien hy iets anders. En as Jesus na die lug kyk, sien hy net sy eie werk. So wie sê, blou is reg? Ek het my mond oopgemaak. Toegemaak. Toe het ek maar die volgende kind gevra. Nou, oor die Urukonde. Dit was teen die einde van LD se eerste skooljaar. Die skoolinspekteur, 'n meneer van Tonder van Ladysmith,
'n klein, netjiese man, met 'n swart koffertjie en 'n gesig wat lyk asof hy nou net iets suurs geëet het by my aangekom vir sy jaarlikse besoek. Ek het die kinders gevra om 'n kort opstel te skryf. Iets van die natuur, iets eenvoudig. Die meeste kinders het geskryf oor bokke en wind en die berge. LD het geskryf oor vuur. Hy het geskryf: vuur maak nie koud nie. As jy by 'n vuur sit, is jy warm. As jy wegstap, is jy koud. Die vuur verander nie, jy verander. Ek dink die wêreld werk ook so. Ek het dit gelees en toe weer gelees. Meneer Van Tonder het van agter in die klas opgestaan, oor my skouer gelees, sy bril afgehaal, dit teruggesit en gesê: hierdie kind moet 'n oorkonde kry. Ek het 'n stuk kartonboks gevat en in my netjieste skrif geskryf: oorkonde vir uitnemende werk, LD Joubert, graad 1. Onderstreep met die enigste goue potlood in die klas, wat ek self saamgebring het van die huis. Ek het dit voor die klas aan hom oorhandig. Hy het dit met al twee hande gevat, soos iemand wat iets swaar dra, en het lank aangekyk. Die klas het hande geklap. Die volgende maandagoggend kom Babs Joubert by die skool in. Sy gaan staan in die deur. Wag nie dat iemand haar nooi nie, want dit was nie haar gewoonte om te wag nie. En sy sê met haar vol vroulike stem: Juffrou Kleinhans, ek wil jou bedank vir wat jy vir my seun gedoen het. Ek sê: dit was 'n plesier, die kind het dit verdien. Sy sê: ek het die oorkonde gesien. Dit is pragtig. Ek het gedink ek het verkeerd gehoor. Die oorkonde, sê ek. Ja, sê sy sonder om te knip. Die oorkonde. Ek het 'n oomblik stil gebly. Babs Joubert was nie 'n dom vrou nie. Maar op Skaanskop-eiland was die skool ver en die lewe naby. En oorkonde was nie 'n woord wat elke dag gebruik is nie. Sy het gehoor wat sy gehoor het, en dit het vir haar sin gemaak. Die oorkonde. Iets groots, iets wat erkenning bring, iets wat haar seun se naam vasgemaak het aan iets blywends. Ek het lank nagedink of ek haar moet reghelp. Ek het na haar gesig gekyk, die trots daarin. Nie daai vaste trots van mense wat wil hê dat ander hulle sien nie. Maar daar is stil, sagte trots van 'n ma wat altyd geweet het haar kind is anders. En nou het iemand anders in die wêreld dit ook gesien. Ek het besluit om haar nie weg te help nie. Ek het gesê, dit is inderdaad pragtig en die kind het regtig hard gewerk. Sy het omgedraai, groot stappe, reg op rug, soos iemand wat rivier toe loop met 'n doel. Ek het my deur toegemaak en lank na die skryfbord gestaan en kyk. Ek weet nie hoekom nie. Wat ek wel weet is dat LD Joubert van daardie dag af die oorkonde genoem is. Deur sy ma, deur die familie, deur die bure en gou deur die hele omgewing. Nie omdat hy 'n amptelike titel verdien het nie, maar omdat sy ma die woord met haar eie mond gevorm het. En dit was genoeg.
En LD, hy het dit omhels soos 'n man wat sy hele lewe gewag het op 'n naam wat pas. Geen vrae nie, geen twyfel nie, net, ja, dis ek. Ek het hom jare later in die dorp gesien. Toe al 'n volwasse man. Die baard op behoorlik. Hy het my raak geloop by te Smilder se winkel. Juffrou Kleinhans, sê hy, ek wil jou nog altyd bedank vir die Urukonde. Ek het hom aangekyk. Hy het teruggestaar met die oë van 'n man wat absoluut seker is van alles. Ek het gesê, jy is welkom, LD. En ek het aangestap. Paps Joubert was teen daai tyd lankal reeds dood. Maar ek het dan nog gehoor in hom. Daardie vastigheid, daardie sekerheid oor jouself, wat nie van 'n skool afkom nie, maar van iets dieper. Van 'n plek waar die rivier jou leer dat jy moet bly of moet gaan, maar jy besluit. Sy het dit vir hom gegee. Nie die naam nie, die ding agter die naam. En miskien was my fout nie 'n fout nie. Miskien het ek net ruimte gemaak vir wat sy alreeds gevul het. Ek weet nie. Ek was maar net sy juffrou. Boom LD se wêreld is geskryf en voorgedra deur Laurens Joubert. 'n produksie van Slaapstories vir groot mense.